Storieman. Omnibus 6. CD 1. My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, groen baadjie en wit pluim in my hoed. Op hierdie CD is daar allerlei mooi stories en rympies uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die rooi nagmusse. Daar was eenmal 'n man wat 50 rooi nagmusse gehad het om op die kermis te gaan verkoop. Nadat sy vrou hulle in 'n sak gepak het, vertrek hy op sy reis. Eindelik, na hy 'n lang end op 'n warm, stowwerige pad geloop het, bereik hy 'n koelwoud. Die skaduryke bome lyk so aanloklik dat die man sy sak op die grond neergooi en onder een van die bome gaan sit om te rus. Om die waarheid te sê, hy voel so vaak dat hy een van die rooi nagmusse uit sy sak haal, op sy kop sit, teen die boom terugsak en vas aan die slaap raak. Wat die man nie weet nie, is dat 'n trop apies in die bos woon. Na rukkie seil die grootste van die ape by 'n boomstam af. Suikies trek hy een van die nagmusse uit die man se streepsak en sit dit op sy kop. Toe skarrel hy weer die boom op en gaan sit in die takke en grinnik. Ape hou mos altyd baie daarvan om mense na te aap. Kort daarna kom 'n jong aapie deur die takke aangeswaai. Hy sluip tot by die man, gryp 'n nagmus en skarrel weer by die boomstam op. Toe neem nog 'n aapie nog 'n nagmus, nog 'n aapie, nog 'n nagmus en so duur dit voort. Spoedig sit 49 apies hoog in die bome vir mekaar in grynslag. Hulle klets lustig en op elke kop is 'n knalrooi nuwe nagmus. Later raas die ape so baie dat die man wakker word en 'n leë sak voor hom sien. "O, liewe land, wat maak ek nou?" roep hy uit. "Wat sal ek van my vrou sê as ek sonder geld en sonder nagmusse by die huis kom?" Hy is so vies vir homself dat hy die nagmus van sy kop afpluk en dit op die grond neergooi. Die 49 apies wat in die bome sit, sien dadelik wat die man gedoen het. Dadelik pluk elkeen sy rooi nagmus af en slinger dit op die grond neer. Die man kan dit skaars glo, maar hy is uitermate verheug. Hy tel die 50 rooi nagmusse op, sit hulle weer in sy sak, swaai dit oor sy skouer en begin deur die bos stap om die nagmusse by die kermis te gaan verkoop. Anansi en die maskerbal. Anansi, die spinneman, krap sy kop en gaan sit om goed te dink. Soos al die ander diere, het hy ook 'n uitnodiging na koning Leeu se maskerbal ontvang. Dit word om 3 uur vanmiddag gehou en 'n prys word vir die oorspronklikste fantasiekostuum uitgeloof. Maar Anansi het 'n probleem. Hy kan net nie besluit wat om aan te trek nie. Haas en beer sal beslis in iets baie besonders opdaag, mompel hy. Ek sal werklik 'n wonderbaarlike fantasiekostuum moet vind as ek daardie prys wil wen. Hy krap sy kop en dink baie hard. Ek het dit. Ek het 'n blink idee. Ek sal as 'n ridder in wapenrusting gaan. Anansi spring dadelik aan die werk. Hy stoot 'n kruiwa na 'n rommelhoop daar naby en maak 'n groot hoop metaal bymekaar. 'n Ou waspalie met 'n gat in die bodem sal mooi om sy lyf pas. 'n Pan kan hy op sy kop sit en 2 vierkantige bakpannetjies kom aan sy voete. En hy kry 'n hele spul ou blikkies
wat hy kan gebruik om sy arms en bene te bedek deur die bodem uit te kap en die blikkies met stukkies tou aan mekaar vas te bind. Teen middagete is die wapenrusting gereed vir Anansi om aan te pas. Dit lyk perfek, maar daar is een probleem. Ek sal nooit in die uitrusting na die partytjie kan stap nie, dink hy. Dit is hopeloos te swaar. Wat kan ek doen? Sommer gou vind hy 'n oplossing. Hy laai die uitrusting in sy kruiwa en stoot dit na die veld waar die partytjie gehou gaan word. Hy steek dit in die bosse weg, sodat hy dit net voor 3 uur kan aantrek. Almal gaan baie verras wees en hy sal beslis die prys wen. Toe Anansi die uitrusting weggesteek het, keer hy terug huis toe, oortuig dat niemand hom gesien het nie. Wat hy nie besef nie, is dat haas en beer aan die ander kant van die bos gestaan het, net toe hy sy uitrusting onder die bos insteek. Dit is werklik uitstekend, sê beer. Dit sou dalk die prys gewen het as ons dit nie gevind het nie. Arme Anansi, sê haas. Hoe teleurgesteld sal hy wees as hy agterkom dit is weg. 'n Paar uur later keer Anansi na die bos terug. Hy het besluit dat hy te warm sal kry as hy die kostuum oor sy klere aantrek, en daarom het hy nou net 'n klein doekie om sy middel gebind. Hy kry 'n onaangename verrassing toe hy sien dat die kostuum verdwyn het. Maar hy raai gou wat daarvan geword het. Net haas en beer sal so 'n lelike poets pak, dink hy, en hardloop na haas se gat. Hy kom betyds om te sien hoe die 2 vriende sukkel om in hul kostuum te kom. Hulle wil saam 'n donkie voorstel. Haas vind dit moeilik om sy ore te laat plat lê, sodat hy die donkie se kop kan aantrek. En beer sukkel om sy groot lyf in die donkie se agterpote te druk. Maak tog gou, sê haas. Ons gaan laat wees vir die partytjie. Ek probeer opskud, sê beer. Dit is in elk geval nie nodig om paniekerig te raak nie. Ons kan kort pad oor boer Adoon se wortelland kies. Toe Anansi dit hoor, kry hy 'n blink idee. Ek sal die 2 karnalies 'n les leer, dink hy. Ek sal boer Adoons vertel van hierdie eienaardige donkie wat sy wortels gaan vreet. 'n Paar minute later kom 'n seldsame dier oor boer Adoon se wortelland aangestrompel. Die voorpote is baie korter as die agterpote en die kop is net 'n paar duim van die grond af. Kyk net na al die pragtige wortels, sê haas en lek sy lippe af. Jy weet goed ek kan niks sien nie, sê beer. En ons gaan boonop laat wees as jy nie nou jou litte roer nie. Op hierdie oomblik bekruip boer Adoons die vreemde donkie van agter af. Hy is baie kwaad en het 'n groot sterk stok in sy hand. Die haas en beer is al ewig agter my wortels aan, dink hy. Nou ja, die keer sal ek hulle 'n les leer wat hulle nooit sal vergeet nie. En met sy stok gee hy die donkie 'n harde hou op die rug. Eina, skree beer en strompel vinniger vorentoe. Wat was dit? Moenie stoot nie, sê haas. Ek beweeg so vinnig as wat ek kan. Boer Adoons deel nog 'n hou uit. Hy slaan die donkie so hard op die rug dat beer bo op haas in mekaar sak. Wat maak jy? Hy gehaas, terwyl hy onder beer probeer uitkom. Maar hy kry 'n harde hou op sy kop en beer kry nog een op sy rug. Help, skree die 2 vriende nou saam. Ons word deur 'n besetene aangeval. Terwyl die houe al vinniger en harder op mekaar volg, probeer hulle wanhoopig wegkom. Die donkie is net 'n hoop kriewelende ledemate, totdat die kostuum op laas in 2 skeur en die vriende so vinnig as wat hulle kan oor die wortelland laat spanner.
Anansi het nog nooit iets gesien wat so snaaks is nie. Terwyl hy skaterlag, stap hy na die veld waar die partytjie gehou word. Toe hy weer sien, staan 'n hele spul diere in fantasiekostuums en lag vir hom. Kyk net vir Baba Anansi, Roep Aap uit. waar is sy fopspeen? Hy is nog te jonk om sonder sy ba hier te wees, giggel Slang. Mens sou dink hy sal koud kry met net sy doek aan. Spot Vark. Anansi laat sak sy kop in skaamte. Al die diere dink die doekie om sy lyf is 'n baba-doek. Hy wens nou waarlik, hy het nooit daaraan gedink om 'n wapenrusting te maak nie. Maar toe praat koning Leeu. Anansi, niemand behalwe jy sou daaraan gedink het om soos 'n baba aan te trek nie. Jou kostuum is so buitengewoon dat jy verdien om die kompetisie te wen. Die ander diere stem saam. Hulle het lanklaas so baie gelag. Timmertak en die woonwa vol wondere. Timmertak en sy ouma woon in 'n klein huisie in die ou eikeboom, saam met Timmertak se mak spinnekop Abigail. Een oggend skrik ouma Kwas met 'n vreeslike verkoue wakker. Timmer! Nie sy. Is iets verkeerd? Vra Timmertak toe hy by die kamer inkom. Ek het 'n aardige verkoue, sê sy. Gee my sakdoek aan, dit hang agter die deur. Wat is dit? Ek dog dit is 'n laken, giggel Timmertak toe hy die tamaai groot sakdoek aangee. Moenie so permattig wees nie, sê ouma bitsig. Jy sal vandag die inkopies moet gaan doen. Ek is glad te siek. Kyk, ek het 'n lys gemaak. Seker, ouma, sê Timmertak trots en sit sy hoed op. Die hoed waarin Abigail die towerspinnekop woon. Toe hulle vertrek, snuit ouma haar tamaai groot neus. Die verskriklike lawaai laat al die bome in Wikkelwoud skud. Timmertak en Abigail kom gou by die soem van die woud uit. En daar op die meent is die kermis. Albei is dol oor die kermis. Daar is altyd sulke interessante, vreemde mense. Timmertak dwaal verby 'n fortuinvertelster, 'n towenaar wat met ballonne gool en 'n ou dame wat touhempies brei. Die laaste stalletjie behoort aan Dok Blaar, die kwaksalwer. Kom kyk, skree hy. Koop 'n bottel blesbrou en die hare groei so dig soos gras op 'n grasperk. Dis die agste wonder van die wêreld en goedkoop teen die helfte van die prys. Verskoon my, sê Timmertak. My ouma het 'n aaklige verkoue. Het jy iets daarvoor? Natuurlik, seun, lief Dok Blaar. Ek het net wat jy nodig het in my tent. Dok Blaar het natuurlik niks van die soort nie. Al wat hy het is honderde flesse blesbrou. Behendig trek hy een van die etikette van 'n fles af en plak 'n nuwe een daarop. Kits vir koue kuur. Laat jou ouma hier aan ruik, sê hy. Maar wat jy ook al doen, moenie dat sy dit eet of dit op iets laat uitval nie. Baie dankie, sê Timmertak en prop die fles onder sy hoed om dit veilig te bewaar. Abigail, wat intussen onder Timmertak se hoed ingesluimer het, skrik skielik wakker. Wat 'n aardige ruik, dink sy. Ek sal daardie fles blesbrou moet wegtoer, anders wil niemand weer verby en my hoedhuisie kom kuier nie.
en sy swaai haar toerstokkie. Kiri, kiri, volderol, weg met die vlees, die hoed is vol. Soos gewoonlik gaan daar iets met Abigail se golery verkeerd. Die vleesblesbrou bly daar, maar Timmertak verloor sy hoed. Ai, so, jammer, Timmertak, sê Abigail. Toe maar, sê Timmertak, en sit weer sy hoed op. Kyk, hier is ou meneer van Passe, woonwa vol wondere. Ons kan al ons inkopies hier doen. Hulle stap in. Dit lyk of daar duisende goed in meneer van Passe woonwa is. 'n Mens kan enige iets daar koop. Van 'n olifantsokkie tot by 'n muis se tandeborsel. Timmertak kyk met verstomming na muisondvelkomberse, vlindervlerke, walvisbene en skepe in bottels. Daar is haarlinte vir aasvoël en gesangboeke vir elande. Daar is spelboeke vir wilde beeste en 'n landkaart van voetpaadjies op die seebodem. Daar is 'n geluidlose radio en 'n portret van die onsigbare man. Abigail is ingenome toe sy 'n afdeling vir spinnekoppe vind, waar sy ingelegde vliee en 8-potige pyjamas kan koop. Timmertak tuur oor die toonbank, en daar staan meneer van Pas. Welkom, welkom. Dis mos ouma Kwas se kleinseun, né? Dis reg, antwoord Timmertak. Maar sy is vandag 'n bietjie siek. Ek doen vandag die inkopies. Nou ja, wat kan ek vir jou doen? Timmertak haal sy lys uit. Toe steek hy vas. Ouma het vergeet om te sê hoeveel sy van elke ding wil hê. Nou ja, miskien kan hy raai. 2 sakke melk asseblief en 'n pakkie rape. 'n sak botter en 'n bottel spek. Meneer van Pas giggel. Gesny of nie, sê hy van die spek. O, lekker bros, sê Timmertak. En 'n halfdosyn koolkoppe en 'n sakkie brood asseblief. Bruin of wit? Groen, sê Timmertak. Ek dog alle kool is groen. Is dit al? Lag meneer van Pas en sit die laaste items op die toonbank neer. Ja, behalwe 'n kruiwa. Seker 'n kruiwa vol ertjies, lag die winkelier. Nee, meneer van Pas, 'n kruiwa om alles mee huis toe te stoot. Spoedig is Timmertak en Abigail weer op pad na Wikkelwoud. Hulle kan sien hoe die bome voor hulle bewe. Ouma Kwas nies nog steeds. Hier is ons, roep Timmertak. Ek het al die inkopies gedoen. Oor haar tamaai rooi neus en haar tamaai wit sakdoek staar ouma Kwas na die kruiwa. Is daar 'n fout? Vra Timmertak. Ek sou so dink, gil sy. Wat is dit die? 'n bottel spek, 'n pakkie rape, 2 sakke melk? Ons het mos ons bes gedoen, nee Abigail? Natuurlijk het ons, piep die spinnekop en kyk by die venstertjie in Timmertak se hoed uit. Hou jy jou mond, jou spinnerige gog, snou ouma haar af. Timmertak wil net vir ouma Kwas vertel van die verkoue kuur wat hy by Dok Blaar gekry het, toe iemand aan die deur klop. Hy sit die fles op die tafel neer en gaan kyk wie dit is. Ouma Kwas is vreeslik nuuskierig. Sy steek haar neus in die vloeistof in die fles en begin belle blaas. By die deur staan meneer van Pas. Hy het vir ouma blomme gebring, as ook die mandjie goed wat Timmertak eintlik moes gekoop het.
Ek het maar net jou been bietjie getrek, Timmertak, sê hy. Op daardie oomblik hoor hulle 'n deurdringende gil uit die kombuis. O, Timmertak, help my! Kom gou! Timmertak en meneer Van Pas hardloop soontoe en bars uit van die lag toe hulle ouma Kwas sien. Op haar lang neus groei donsige wit hare. Doen iets, gil sy. Meneer Van Pas kyk na die flesie kits verkoue kuur en herken dit dadelik as Dok Blaar se beroemde blesbrou. Toe maar, Dok Blaar se blesbrou het nog nooit gewerk nie. Al die hare sal môreoggend uitval. Teen die tyd is die hare op ouma Kwas se neus so dig dat haar neusverkoue warm word en verdwyn. Liewe land, sê sy, ek is genees. Kom ons vier dit met 'n lekker sny stroperige boskonfytert. Toe gaan sit hulle almal saam om tee te drink. Ouma Kwas laat selfs vir Abigail aansit, solank sy al 8 haar pote afvee, sê sy. Timmertak se nuwe hoed. Ouma Kwas is besig met 'n groot huis skoonmaak. Sy was die gordyne, sy hang die tapyte in die boomhuis se takke, sy skrob die vloer, sy vryf en vee. Daar is glad te baie stof en lawaai vir Abigail, die towerspinnekop. Sy verlaat haar huisie in Timmertak se hoed en skarrel na die solder om haar towerboek te lees. Die hoed bly op Timmertak se bed lê. Timmertak is in die bad en hy dra nooit sy hoed in die bad nie. So 'n aardige ou hoed, sê ouma Kwas. Sy tel dit tussen haar duim en voorvinger op en laat dit in die vuur val. Ouma! Met 'n handdoek om sy heupe staan Timmertak na haar en kyk. Wat het ouma nou aangevang? Ek het daai vieslike ou hoed van jou verbrand en hoogtyd. Timmertak storm na die es. Maar Abigail! Wat van Abigail? Sy het in my hoed gewoon. Ag, ouma, hoe kon ouma so iets doen? O, liewe land, sê ouma Kwas en verbleek 'n bietjie. Ek het nooit daaraan gedink met Timmertak. Ag, ek is jammer. Timmertak storm by die deur uit en gaan sit bo op die huis langs die skoorsteen. Hy sit altyd daar as hy treurig is. En hy het nog nooit treuriger gevoel as vandag nie. En daar sak 'n spinnekop aan 'n draadjie van 'n tak af en kom sit langs hom. Toe maar, sê die spinnekop. Jy kan weer 'n nuwe hoed kry? Maar ek sal nooit weer 'n vriend soos Abigail kry nie. Abigail, jy het tog nie verbrand nie. Abigail vertel hoe sy self op die dak gaan skuil het. Toe begin sy deur haar towerboek blaai. Ek kyk net gou hoe jy 'n nuwe hoed kan kry. Hier staan dat jy die sampioenman in sy grot op Doringkop moet gaan besoek. Toe klim hulle albei uit die boom en gaan soek die sampioenman. Wikkelwoud lê al baie ver agter hulle voor hulle Doringkop teen son onder bereik. En daar in die bek van sy grot sit die sampioenman en kyk hoe die son sak. Hy dra die wonderlikste hoed wat Timmertak ooit gesien het. Roomkleurig en doeksag, met groot oranje kolle. Ek hou van u hoed, sê Timmertak. Dit hou die reën uit, sê die sampioenman. Maar daar is 'n nadeel, ek kan myne nie afhaal nie. Ek het nie eens 'n hoed nie, sê Timmertak. My ouma het myne verbrand. En volgens Abigail se towerboek kan u my miskien aan 'n nuwe een help.
Die laaste lig sterf weg en Doringkop lê in die duister. Ek wens ek was veilig tuis in ons ou hoed, snik Abigail. Toe maar, sê die sampioenman se stem in die donker. Die maan kom net nou op en dan sal ons sien. Sterretjies fonkel in die hemel en daar kom die maan. Skielik is die hele Doringkop silwerwit. Tou glinster in die gras. Ooh, fluister Timmertak. Die grond bewe. Een vir een breek die ronde wit gesigte van sampioene en paddastoele deur die grond en begin in die maanlig groei. En elkeen dra 'n verskillende hoed. Daar is hoede soos skoorstene en hoede soos windmelens. Daar is hoede soos teepotte en hoede soos vuurtorings. Daar is sambreelhoede en voëlbadhoede, hoede soos pitte en hoede soos kerktorings. Dis jy, Abigail, sê Timmertak. Dis jy wat in die hoed sal moet woon? Abigail stel natuurlik nie so baie belang hoe 'n hoed van buite lyk nie. Sy wil weet hoe dit van binne lyk. Sy kyk na 3 of 4, maar sy wys hulle almal van die hand. Nou, waarvoor soek jy dan, Abigail? Vra die sampioenman. Om die waarheid te sê, ek hou die meeste van daardie een, sê Abigail en wys na 'n dooierige ou paddestoel. Dit dra 'n hoed presies soos Timmertak se oue, behalwe dat dit ook nog 'n klokkie aan het. Sien jy kans om weer so 'n hoed te dra, Timmertak? Dis die een waarvan ek self die meeste hou, sê Timmertak. Maar ek dog, jy sou iets anders wou hê. Die sampioenman skud die dou van die hoed af en sit dit op Timmertak se kop. Abigail klim daarin. Hulle bedank die sampioenman hartlik, maar hy het reeds aan die slaap geval. Dit is al dagbreek toe hulle weer in Wikkelwoud kom en by hul huis ingaan. Die lig brand nog, maar Kwas het glad nie gaan slaap nie. O, ek kon nie slaap nie, sê sy vir Timmertak. Ek het my so bekommer oor hoe ek daardie arme spinnekop verbrand het. En sy blaas haar neus lawaaierig. Toe sien sy Timmertak se hoed. O, waar kry jy dit? Is nog meer gehavend as die ander een. Abigail steek haar kop uit die venster in Timmertak se hoed uit en waai vir ouma Kwas. O, dis daardie aardige spinnekop. Sy het by my kom spook. Ouma Kwas lyk so snaaks dat Timmertak en Abigail begin lag. Dit duur baie lank voor hulle lank genoeg kan ophou lag om te verduidelik. Jou stout seun, o jou aardige spinnekop, ek sal... Kom ouma, sê Timmertak. Hierdie hoed hou ek. Toe onthou ouma Kwas hoe ontsteld sy was na die eerste hoed verbrand is. Sy begin glimlag en haar glimlag word al breër en breër tot sy hardop lag. Toe lag Abigail en Timmertak saam en die klokkie op sy nuwe hoed klingel opgewek. Al die bure in Wikkelwoud hoor dit en lag saam. Timmertak vang 'n murgpampoen. Op 'n dag dwaal Timmertak by die kombuis in en vind ouma Kwas aan die kook. "Wag 'n bietjie," mompel sy. "Ek het 'n mooi klompie padda-eiers nodig. 'n Knypie grond en 'n paar vermolmde groen paddastoele. Heerlik." "Ga," sê Timmertak. "Wat noem ouma dit?" "Ek noem dit ouma Kwas se paperas. Moenie jou neus optrekkie, seun. Net die beste stukkies kom in my paperasies." Timmertak tel 'n lang, smal skottel op. "Dis 'n murgpampoenskottel." "O, ek het nog nooit 'n murgpampoen gesien nie.
Hoe kook 'n mens dit? Daar is 'n ondeende kyk in ouma Kwas se oog. Kook? Jy moet dit eers vang, sê sy en giggel in haar mou. Hoe lyk hulle? Vra Timmertak opgewonde. Het hulle 6 horings, 3 oë en 'n houtbeen? Liewe land, wat 'n verbeelding. Nee, 'n murgpampoen lyk soos 'n groot vet wors en dis groen en geel. Sal jy vir my eene gaan vang? Ja, graag, antwoord Timmertak. Dan maak ons dit vir ete gaar. Hier's 'n kartondoos om dit in te vang. En vat daardie nare makspinnekop van jou saam. Abigail, die towerspinnekop, loer by die venstertjie in Timmertak se hoed uit en probeer ouma Kwas toer. Maar teen die tyd dat sy 'n towerspreuk in haar boek begin soek het Timmertak alreeds 'n hele ent gestap. Hy vra al sy vriende of hulle al ooit 'n murgpampoen gesien het. Die sampioenman, wat op Doringkop woon, skud sy kollerige kop en die kieliebome in die vallei haal hulle skouers op. Net toe hy wil moed opgee, hoor hy 'n geritsel in die naburige bossies. Vinnig stel hy sy lokval. Eers maak hy 'n stokkie op die grond staan en sit die doos bo-op. Toe bind hy 'n stuk rooi tou aan die stok vas, gaan skuil agter 'n ou boomstomp en begin wag. Die geritsel in die bosse word harder en eindelik verskyn 'n groot groen en geel murgpampoen in die oopte. Dit waggel van kant tot kant. Toe stamp dit teen 'n boomstomp, beweeg agteruit en struikel oor 'n wortel. Eindelik kom dit na die lokval aan, al nader en nader, tot "Eet jou!" skree Timmertak, pluk die tou en laat die doos val. Hy verwag harde krete, hy verwag die kus moet spring en skud. Maar alles is stil. Versigtig stys hy oor op die doos. "Help! Help!" skree skrilstemmetjies daar binne. "Wat gaan nou aan?" Timmertak lig die doos op. Daar is 'n paar dosyn mure op die murgpampoen. "Ooh, pas op! Hardloop!" skree hulle almal. "Toe maar, ek gaan julle nie seermaak nie," sê Timmertak. "Ek wou net die murgpampoen vang." Die mure begin so hard lag dat hulle byna bo van die pampoen afrol. "Jy kan nie 'n murgpampoen vang nie," sê die leier van die mure. "Dis 'n groente. Ons was besig om dit te dra. Iemand het jou vir die gek gehou." Toe onthou Timmertak hoe ouma gegiggel het. Hy bloos toe hy dink hoe laf hy was. "Nou waarvoor het 'n klomp mure 'n murgpampoen nodig?" "Ons sal jou wys," antwoord die leier. "Kom saam na Droomstroom." Al die mure klim op Timmertak se hoed en hy begin stap met die murgpampoen onder sy arm. "Terloops," sê hy vir die leier. "Wat is jou naam?" "Slimmier. Hulle noem my dit omdat ek die slimste mier in Wikkelwoud is." Al die mure lag en Abigail skrik wakker. "Gats," gil sy toe sy by haar deurtjie uitkyk. "Ek is nie van plan om my hoed in 'n tehuis vir hawelose goggas te verander nie." En sy klap haar deur toe. Timmertak sien die mure se probleem toe hulle by Droomstroom kom. Weens swaar reën het die water al hoër gestyg tot die oewers byna oorstroom. En net langs die rivier staan 'n hoë muurshoop. "O, julle wou die pampoen hê om die stroom te help opdam," sê Timmertak. "Voor julle huis oorstroom word." "Dis reg," sê Slimmier. "Dit was die grootste ding wat ons kon dra." "Ek weet wie julle kan help," sê Timmertak en klop aan Abigail se deur. "Loop," skree sy. "Ek wil nie 'n spul mure in my huis hê nie." "Maar Abigail, as jy kan help, kan die mure hier in Droomstroom bly," sê Timmertak en verduidelik die probleem. "Nou maar goed." En Abigail haal haar boek vol towerspreuke tevoorskyn. "Aha, hier is dit," kondig sy aan en begin haar towerstaffie swaai.
Makiti, makiti, mokiti, moot. Maak vir die miershoop 'n vloeiende sloot. Dis nou om die water te laat wegloop, verduidelik sy. Die miertjies gil toe 'n fonkelende blou towerstof bo hulle ontplof. Toe die stof wegwaai, lyk hulle verstom. 'n miershoop het verdwyn. Waar is ons huis? Roep hulle. Wat het jy gedoen? Ag, ek moet versigtiger wees, mompel Abigail. In plaas van 'n vloeiende sloot, kry ek toe 'n vinnige boot. Die mure skarrel na die kant van die stroom en daar is die miershoop binne in 'n groen bootjie. Abigail, jy skitterend, skree Slemier. Is ek? Ja, sien jy dan nie? Ons sal ons nooit weer oor oorstromings hoef te bekommer nie. Ons kan in droomstroom rondseil en anker gooi net waar ons wil. Hoera vir Timmertak en Abigail, roep al die mure uit. Hoe kan ons julle ooit bedank, sê Slemier. Timmertak tel Slemier met sy vinger op. Daar is een ding wat jy vir my kan doen, sê hy en fluister sy plan. O, jy's terug, sê ouma Kwas toe Timmertak met sy kartondoos ingestap kom. Wel, het jy 'n murgpampoen gevang? Ja, ouma, ek het, antwoord hy en sit die doos op die vloer. Dit moet ek sien, giggel sy toe hy die doos oopmaak. Maar daar wag 'n verrassing vir ouma Kwas. Die pampoen spring uit en jaag haar in die kombuis rond. Potte en panne, emmers en besems word omgeskop. Vat dit weg, gil sy en spring op 'n stoeltjie. Vat dit weg. Eindelik stamp die pampoen die stoeltjie om en laat ouma Kwas agteroor in die paperas val. Timmertak en Abigail lag tot hulle rol, terwyl Slemier en die ander mure wegskarrel. Wat is so snaaks? Snou ouma Kwas. Haal my dadelik hier uit. Ek onthou nou wat ouma gesê het, lag Timmertak. Net die beste stukkies kom in ouma Kwas se paperas. En toe begin ouma Kwas harder lag as wat enige iemand in Wikkelwoud daar nog ooit hoor lag het. Timmertak verjaar. Een mooi someraand in Wikkelwoud, toe al die diere vasslaap, sluip ouma Kwas in haar kamerjas by die trappe af. In die kombuis steek sy 'n kers aan en begin skryf. Sy wil 'n paar mense na 'n baie spesiale party uitnooi. Toe Timmertak die volgende môre wakker word, hang Abigail met 'n breë glimlag voor sy gesig. Lekker verjaar, sê sy, en gee hom 'n spinnekopsoen op sy neus. O, dankie Abigail, antwoord Timmertak en kyk in die spieël. Dink jy, ek is al groter? Abigail lag. Miskien 'n bietjie. Kyk, ek het vir jou 'n geskenk gemaak. Ek hoop jy hou daarvan. Dankie Abigail, sê Timmertak toe hy die pakkie oopmaak. Maar wat is dit? Dis 'n serp, sê sy. Maar dis so klein. Wel, ek het 'n bietjie teenspoed gekry, begin Abigail. Ek het 'n mooi lang serp gebrei, maar dit was te smal. Toe probeer ek dit met 'n towerspreek weier maak, maar ek het die towerwoorde deur mekaar geklits
toe krimp dit kleiner. Maak nie saak nie, dis die gedagte wat tel. Jy kan dit maar dra. En dit het Abigail gedoen. Intussen het ouma haar eie verrassing voorberei. Sy sluip by die huis uit en gooi 'n koevert in die briewebus. Toe klop sy aan die deur en gaan kruip agter 'n boom weg. "O, kyk!" roep Timmertak toe hy die koevert sien. "Dis vir my!" Hy skeur dit oop en begin die brief lees. "Liewe Timmertak, ek het 'n spesiale verrassing vir jou verjaardag berei, maar om dit te vind, sal jy die leidrade moet volg. Liefde, ouma." Timmertak blaai om en daar sien hy die eerste leidraad. "Erg verstrooi en byna blind, dis nommer 1 wat jy moet vind." "Ek weet wie dit is," sê Timmertak. "Dit moet Mokkel die mol wees." Timmertak hardloop by Wikkelwoud in. Ouma Kwas hou hom van agter die boomdop. "Mooi, my plan het gewerk," kekkel sy. "Nou kan ek onverstoord voortgaan." Timmertak en Abigail kom gou by Mokkel se huis en klop ongeduldig aan die deur. Ag nou, waarom so haastig?" roep 'n stem van binne. "Julle hoef nie so baie te klop nie, ek kan julle hoor." Mokkel maak die deur oop en strompel oor sy eie drempel. Sy neus ploeg pynlik hard deur die grond. "Ag, vader," mompel hy. "Dis die 10de keer vandag." Hy kom oorent en skud die vuil grond van hom af. "O ja, wat kan ek vir julle doen?" "Weet jy iets van ouma se raaisel af, om my te help om my verjaardagpresent te vind?" vra Timmertak. "Ek onthou nie regtig nie," antwoord Mokkel en stamp teen Timmertak se skoen. "Laat my bietjie dink." Ou blinde Mokkel dink so hard dat hy oor 'n boomwortel struikel, by die heuwel afrol en in 'n groot varing beland. "Nou onthou ek," sê Mokkel toe Timmertak hom uithelp. "Luister mooi. Wil jy vorder na jou doel, gaan soek dan eers bo op 'n stoel." En hy strompel na sy huis terug. Timmertak is verward. "Ag Abigail, wat kan dit beteken?" Abigail was met haar towerspreukeboek besig. Wat kan wat beteken?" vra sy. "Wat is bo op 'n stoel?" vra hy. Dit hang van die soort stoel af," sê Abigail. "Vir al wat ek weet is dit 'n paddastoel." "Natuurlik," roep Timmertak uit. "'n Padda, dit beteken seker Polly Padda, kom." Timmertak bedank vir Mokkel die mol en naal na Klamdam, waar hy Polly Padda op 'n reuse waterlelie aantref. "Dag Pol," onderbreek Polly hom. "Sien jy die vlieg op daardie palmiet daar oorkant?" "Ja," fluister Abigail. "Hy lyk heerlik." "Ek bekruip hom al heeldag," sê Polly. "En ek dink hy het nou pas aan die slaap geraak." "Wat jy hê Abigail moet jou help?" vra Timmertak. "Sy kan allerlei soorte goggas vang." Maar dit is Polly Padda se vliegdie. Polly skiet haar tong uit om die vlieg te vang, maar die vlieg is te vinnig. Polly se tong skiet terug, maar sy val met oop bek en al vooroor in die dam. "Het jy seer gekry?" vra Timmertak. Polly kom hoesend en proesend tevoorskyn, met 'n klomp groen lelie op haar kop. "Alles reg," spitter sy. "Dit was een van my beste pogings."
Timmertak help haar op die oewer klim en vra haar of sy die volgende leidraad ken. Natuurlijk, antwoord Polly en droog haarself met 'n groot eikeblaar af. Waar sou jou vraag se antwoord skuil? Daar's voëls wat lag en voëls wat huil. Daar's net een voël wat huil, sê Timmertak. Dis Dries Verkuil die Draauil. Weer draf hulle weg. Hierdie keer na die ou boomstam waar Dries Verkuil lê en slaap. Dag Dries, is jy tuis? Dries kom vakerig oorent. O, dag, Timmertak, dag, hoe hy. Was dit 'n lekker party? Watter party? Vra Timmertak. O, watter dag is dit? Vra Dries Verkuil die Draauil. Dis my verjaardag, sê Timmertak. O, land, sê Dries. Wag 'n bietjie, ek het iets vir jou. Dries Verkuil stap by sy huisie in en bring 'n groot koevert terug. Timmertak maak dit oop en vind 'n uitnodiging na sy eie verjaardagparty. Abigail, kyk, dis my verrassing. Ouma gee vir my 'n verjaardagparty. Ons moet by die huis kom. Timmertak jaag na ouma se boomhuis terug en hardloop by die kombuis in. Lekker verjaar, roep al sy vriende. Timmertak is verstom. Ouma Kwassie het 'n heerlike groot koek gebak en al sy vriende uitgenooi. Polly Padda is daar, Mokkel die Mol is daar, meneer Van Pas maak vrolike musiek op sy tuisgemaakte trombafoon en die sampioenman sing saam. Ouma steek die kersies bo op die koek aan. Dit is so hoog dat Timmertak op 'n stoel moet klim om hulle dood te blaas. Skielik klop iemand aan die deur en daar kom Verkuil die uil in. Dries is nie werklik lui en traag nie. Dit is net dat hy in die dag slaap en in die nag wakker is om sy kos te vang. Nou is dit aand en hy is op sy stukke. Jy's net betyds vir 'n stukkie van my verjaardagkoek, sê Timmertak. Dries Verkuil gaan sit langs ouma Kwas en almal sing, lekker verjaar. Selfs Abigail is toegelaat om haar eie vriende en vriendinne vir hul eie partytjie uit te nooi. Almal stem saam dat dit die beste verrassingsparty is wat Wikkelwoud nog ooit aanskou het. Duimelise. Daar was eendag 'n vrou wat verlang het om 'n kindjie te kry. Na sy baie jare gewag het, gee sy amper moed op, maar sy gaan raadpleeg 'n slim ou vrou en sê, "Kan jy my asseblief help? Ek wil so graag 'n kindjie hê." "Ek glo nie dis baie moeilik nie," sê die ou vrou. "Vat hierdie koringkorreltjie, plant dit by jou voordeur en kyk wat gebeur." Toe gaan die vrou huis toe en plant die korrelgraan. In die warm lente sonskyn skiet dit gou wortel en groei. Maar die plant wat uit die grond breek, is nie koring nie. Dit is 'n pragtige blomknop met geel en rooi blomblare. Die vrou vind dit so lieflik en bekoorlik, dat sy haar hande om die blomkop vou en dit soen. Dadelik gaan die blom oop, en daar in die middel sit 'n volmaakte kindjie. Nie 'n baba nie, maar 'n pragtig gevormde jong meisie. Sy is beeldskoon en fyn, presies so lank soos 'n vrou se duim. "Ek sal jou Duimelise noem,"
sê die vrou, wat tog te ingenome met haar kindjie is. Die blommekindjie se wiggie maak die vrou van die helfte van 'n okkerneutdop, en haar bedsprei is die blomblare van 'n roos. Etlike maande lank woon hulle gelukkig saam in die vrou se plattelandse kothuis. Terwyl die vrou in die kombuis besig is of in die tuin werk, bly Duimelise by haar en sing of vertel stories om haar te vermaak en die tyd te verwyl. Maar haar vreugde sou nie lank duur nie. Toe Duimelise een nag in haar wietjie lê en slaap, spring 'n groot, lelike brilpadda deur die oop venster en tuur na die slapende dogtertjie. O, pragtig, Brul sy. sy sal 'n mooi vrou vir my seun maak. Sy tel die okkerneutdop in haar pote op, spring deur die venster uit en hop, hop, hop na haar huis in die modderigste deel van die rivierwal. Kyk, wat het ek vir jou? Roep sy na haar seun. Dink jy nie sy's mooi nie? Die seun, byna so lelik soos sy ma, kyk met sy uitpeel oë na Duimelise en kwak verbaas. Moenie so baie raas nie, anders maak jy haar wakker. Kwak sy ma. Maak jy nou vir haar 'n huis reg, terwyl ek seker maak sy kan nie wegkom nie. Toe swem die vet ou brilpadda na die verste waterlelie en laat Duimelise daar, nog steeds vas aan die slaap. Toe die klein meisietjie die volgende oggend wakker word, vind sy haarself op 'n blaar in die middel van die stroom. Sy skrik baie groot. Toe swem die brilpadda en haar seun na die blaar om haar te kom bekyk. Dit is jou toekomstige man, sê die wyfie brilpadda. Ons maak vir jou 'n huisie in die modder reg om in te woon. En daar swem hulle weer weg en laat Duimelise op die lelieblaar agter. Duimelise bars in trane uit. Sy wil glad nie met die lelike ou padda trou en in 'n modderhuisie woon nie. Maar redding is naby. Die vissies wat in die stroom woon het gehoor wat die ou padda gesê het, en toe sy en haar seun weg is, kom kyk hulle na die klein meisietjie. Ag, red my tog van die paddas, pleit sy terwyl die trane by haar wange afrol. Ek wil nie met 'n padda trou nie. Toe vrie die vissies deur die blaar se steel en dit dryf op die stroom af. Duimelise is so bly dat sy weggekom het dat sy begin sing. 'n Vlinder hoor haar stem en stryk op die blaar neer. Toe maak Duimelise 'n seilint van haar rok los, bind die een punt om die vlinder se lyf vas en die ander punt aan die blaar. Daar vlieg die vlinder en spoedig jaag hulle saam in die stroom af. Maar 'n groot kewer met leeragtige vlerke het Duimelise ook hoor sing. Hy vlieg nader om beter te kyk en raak so verlief op die pragtige blommekind dat hy haar in sy kloue gryp en haar na 'n hoë boom bring. Duimelise bewe van vrees. Die kewer laai haar op die boonste blaar af en gee haar heuning om te eet. Hy vertel haar hoe pragtig sy is, al lyk sy nie soos 'n kewer nie, en deel haar mee dat hy met haar wil trou. Maar toe sy vriendinne kom kuier, ontmoedig hulle hom. Sy het net 2 bene, en sy lyk net soos 'n mens. Hoe aklig! Spoedig glo die kewer self dat Duimelise lelik is. Hy dra haar aan die voet van die boom en sit haar op 'n madeliefie neer. Sy kan nou maar huis toe gaan, sê hy. Maar waarheen kan Duimelise gaan? Haar eie huis is nou al so ver weg dat sy nooit weer daar sal kan kom nie. Toe bly sy maar waar die kewer haar gelos het. Sy weef 'n grashangmat en hang dit onder 'n blaar op. Sy eet heuning uit die blomme en drink elke oggend die dou van haar blare af. Daardie hele somer woon sy aan die voet van die kewer se boom. Toe word dit herfs en later winter. Die blomme verwelk en so ook Duimelise se blomblaarkleertjies. Sy kry nog kos, nog skuilplek. Dit begin sneeu en sy word bang sy verklein. Haar enigste rok is nou van 'n verskrompelde blaar gemaak. Duimelise sukkel deur 'n stoppeland en soek na graankorrels.
Eindelik bereik sy 'n gat in die grond waar 'n veldmuis woon. Bibberend staan sy buite die deur en pleit. Help my asseblief. Ek is so koud en ek het niks om te eet nie. Jou arme dingetjie, Sê die veldmuis. kom eet in my warm huis by my. Die veldmuis het nie kinders van haar eie nie en sy is eensaam. Jy kan die hele winter hier bly, as jy my huis aan die kant hou en elke dag vir my 'n storie vertel. Duimelise is gelukkig by die veldmuis. Dit is byna soos in die kothuis waar sy gebore is. Sy voel weer veilig. Maar op 'n dag kom die veldmuis se vriend, 'n bejaarde mol, kuier. Die mol is baie ryk, vertel die veldmuis later vir Duimelise. Hy het 'n pragtige pelsjas en sy huis is 20 maal groter as die veldmuis se. Jy moet vir hom sing so mooi soos jy kan, Sê die veldmuis. en hom jou mooiste stories vertel. As hy net met jou wil trou, sal jy nooit gebrek ly nie. Duimelise voel glad nie lus om met die mol te trou nie. Maar omdat die veldmuis vir haar so goed was, sing sy vir die mol en vermaak hom tot die beste van haar vermoë. Wat 'n pragtige stem, dink hy. En die volgende week nooi hy Duimelise en die veldmuis om by hom te kom eet. Die mol stap voor en lei hulle in 'n lang, donker ondergrondse tonnel na sy huis. Onderweg struikel hulle oor iets. Die mol maak 'n bolig oop om te sien wat dit is. Ha, Sê hy. dis maar net 'n dooie swaalkie. Ellendige goed. Al wat hulle kan doen, is om die hele somer te chill. En wanneer die winter aanbreek, gaan hulle van die honger dood. Hy skop die voël met een van sy kort stomp beentjies uit die pad. Maar Duimelise voel jammer vir die voël en dink die hele aand aan hom. Selfs toe die mol grappe begin vertel. Toe sy daardie aand huis toe gaan, leun sy met haar kop teen die swaalkie se bors. Toe, tot haar verbasing, hoor sy 'n klein hartjie baie dof klop. Die swaalkie leef. Na die veldmuis gaan slaap het, trippel Duimelise op haar toontjies na die swaalkie terug. Sy wikkel hom in hooi toe en hou vir hom 'n bietjie water op 'n blaar om te drink. Eindelik praat die swaalkie. Dankie, my liewe kind. Ek voel nou veel beter. Oor 'n paar dae sal ek sterk genoeg wees om te vlieg. Nee, dis koud buite. Jy sal verklein. Bly liewer hier. So versorg Duimelise toe die hele winter die siek swaalkie en dwars deur die winter vertel sy vir die veldmuis stories en sing vir die mol. Gedurende die koue, donker maande droom Duimelise van die somer. Sy verlang daarna om weer in die buitelug te kom. Maar op die eerste lentedag begroet die veldmuis haar met 'n brokkie nuus. Jy's 'n gelukkige meisie, Duimelise. Mol wil met jou trou. Duimelise bars in trane uit. Maar ek wil nie trou nie. Die mol is so oud. En as ek met hom trou, moet ek vir ewig onder die grond woon. Twakkerasies, Piep die veldmuis. hy sal vir jou 'n uitmuntende man wees. As ek nog nonsens van jou hoor, byt ek jou met my wit tande. Die mol kom elke dag kuier. En Duimelise word al meer desperaat. Die troue vind oor minder as 'n week plaas. Maar een aand, toe sy die swaalkie weer besoek, sien sy dat hy besig is om sy vlerke te strek en te oefen. Ek voel eintlik sterk genoeg om te vlieg, Duimelise. Jy het my lewe gered. Is daar iets wat ek kan doen om jou te bedank? Ag, vat my tog saam met jou, roep Duimelise uit. Help my van die mol wegkom. Nou ja, klim op my rug, dan vlug ons. Toe die dag breek, maak hulle die bolig in die tonnel oop en vlieg in die môreson uit. Al hoër en hoër suis hulle, verder en verder.
tot hulle na baie dae by 'n warm land kom waar dit reeds somer is. Eindelik stryk hulle in 'n veld vol kleurige blomme neer. Daar laat die swakie Duimelise by 'n pragtige rooi en geel blomknop afklim. "Wat 'n pragtige skepseltjie," sê 'n jong man se stem. "Bly tog by ons." Duimelise kyk verbaas op en sien 'n jong prins, weinig groter as hy self in die blomme staan. Die prins buig diep, haal sy goue kroon af en sit dit op haar kop. Toe vra hy: "Sal jy by ons bly en ons blommekoningin word?" Sy aarzel, maar uit elke blom in die veld kom voetjies en bring vir haar geskenke. Een, die kleinste, soetste van al die voetjies, bring 'n paar vlerke sodat Duimelise saam met hulle kan vlieg. Toe vra die prins weer: "Sal jy hier bly en my bruid word?" Duimelise antwoord: "Ja, natuurlik." En daardie hele somer het die swakie soet vir hulle gesing.